Ek het my dogter gehoor gil. Dit het my wakker gemaak. Toe hulle kamer toe gestorm, terwyl ek op pad was na hulle toe, het hulle gesê, het ek hulle my 2 kinders gehoor sê, asseblief moet net nie ons klein kindertjies iets aan doen nie. Ek het skote gehoor, ek kan nie vir julle sê of dit nou was. Ek het 2 skote gehoor, terwyl ek gehardloop het. Die persoon het uitgehardloop, een van hulle, teen my vasgehardloop, nê. Ek het omgedraai, en ek dink in die proses wat ek omgedraai het, het nog skote in die kamer geklap. Ek is in ons kamer in, deur die deur toegeslaan, my man gaan roep. Ons albei is gelyk daardeur, en toe ek in die klein kamertjie kom, toe kom die volgende een van vooraf, my man het my weggestamp, en hulle het hom geskiet. Hestie Potgieter se eggenoot van meer as 30 jaar, François, is vanoggend kort voor 3 in haar arms dood. Sy sê hy was ook haar beste vriend. Die verdagtes het by hierdie venster ingekom nadat hulle die diewering oopgebuig het. Potgieter se seun slaap gewoonlik in die kamer, maar hy was nie tydens die rooftog by die huis nie. 'n Groep mans het eers haar dogter en skoonseun onderskeidelik in die enkel en been geskiet. Jacqueline Stapelberg en haar man Ferdinand se kindertjies, wat saam met hulle in die kamer geslaap het gesien hoe hulle ouers gewond word. Jacqueline het met een van die kinders in die badkamerhoekie weggekruip, terwyl haar man op die vloer bo-op die ander kind gaan lê het. Die Stapelberg egpaar word tans in die Boschkop Hospitaal behandel vir hulle skietwonde. Hoewel die huis vol rekenaars en televisies is niks daarvan gesteel nie. Net een selfoon is weg. Dit is ongelooflik, Mia, dit is net een selfoon. Die familie is nog erg geskok. Mens voel nooit dit is naby jou nie. Jy hoor en jy het simpatie met almal en dan kom vat dit aan jou hart en dan besef jy hier's groter probleme is wat 'n ou regtig weet. Ek kan alles vat het, as my man net lewe. Die polisie ondersoek 'n saak van moord, poging tot moord en roof met verswaarende omstandighede. Mia Willemse, Enies, Boschkop.